susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Wat besoekers wat ek vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u. Dit is vir ons 'n groot voorreg om vandag hier in die huis van die Here saam te mag wees, saam die Here te loof en te prys vir die goedheid wat ons elke dag vanuit sy hand uit ontvang. En daagliks in daardie groot genade wat hy so mildelik vir ons uitstort te mag lewe. Mag dit so wees dat ons in hierdie erediens nie net die Here loof en prys nie, maar dat ons ook in hierdie erediens deur sy Gees versterk sal word in ons geloof vir elke dag. Broers en susters, voordat ons vandag begin met ons erediens, gaan ons eers weer 'n lied saam oefen. Dit is dieselfde lied wat ons verlede week geoefen het, van 561. Ons gaan daar net die eerste vers sing. Nou het laasweek vir ons baie mooi verduidelik hoe die lied werk. Nou ek dink speel dalk weer een keer vir ons deur en dan sing ons dit lekker saam. Self gaan kyk. Ek het dit laasweek ook so vir u verduidelik. As jy sing daar in daardie spesifieke reël, moenie stop nie. Gaan net aan. Ek het gehoor ons het hardloop by note uit op 'n stadium. So in daardie kan ons kan ons net terugkry daarso. Daar sal jy sien is 'n klompie note daarso. Van hulle is vinnig, ander van hulle is nie so vinnig nie, maar moet net nie stop nie, sing nie. Nou sal ek dit reg verduidelik so. Die nooitjie met die kolletjie agter is 'n bietjie langer. Die enetjie met die stertjie aan en daardie tweetjies waar wat gebind is daaronder. Hulle het albei stertjies, so hulle loop tik. Die ander een is tim. So daar's 'n gepunteerde ritme en dan loop hy aan. En jy sal sien die woorde daar is regeer, is op die kort nootjie. Geer is op 'n langer die een met die puntjie aan en dan kom ons by 'n loopie wat sê hy ewig oorsaai. So en ewig sing 'n mens al 4 die note oor die 2 lettergrepe. So moenie daar deur mekaar raak nie. Dis die enigste plekkie waar mens so 'n bietjie oor jou woorde struikel. Maar ek vind dit en dan net ek het vanoggend by ons gehoor aan die ander kant die oorgang tussen die keervers en die liedvers is bietjie problematies. Die akkoord is daar. Dan spring 'n mens amper 'n oktaaf op na die C toe. So, ons spring van 'n F af C toe. So dis die enigste wat ek dink is so bietjie vreemd daarna as dit eintlik maak.
sê dit nie. Kom ons probeer op weer. Wat ek gevind het vanoggend is eintlik by ons so 'n bietjie stadiger gespeel, so dan gaan ek nou hier ook doen. Dat mens net eers die lied het, en dan sal ons die spoed aan die spoed werk. Die spoed is die minste van ons probleme. So ek gaan net nou speel soos by ons vanoggend so 'n bietjie stadiger toe werk. So ek gaan hom nou nie op tempo speel. Ons is hervormers besloop daar reken ons goed betrek, so uit so. Broers en susters, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Kom ons raak in ons gebede ook stil voor die Here. Bring onsself in gereedheid om vandag by die woord van die Here te luister. Weer sy genade te ontvang en moed te kry vir elke dag. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Geliefde broers en susters, mag u genade en vrede in oorvloed ontvang
deur die kennis van God en van Christus Jesus, ons Here. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit die oë, dan bid ons. Here, ons Here, dis hier in die stilte vanoggend dat ons U kom ontmoet. Dat ons hier in U teenwoordigheid kom staan, Here, en opnuut weer besef dat U die skepper God is, dat U die onderhouer God is, dat U die reddende God is. Dankie, Here, dat ons daardie voorreg het om voor die aangesig te mag wees, voor die aangesig te kan kom buig met elkeen van ons se lewens. Here, U is die een wat reg deur ons sien. U sien die uitdagings wat ons daagliks in die gesig staar. U sien ons vrese, ons bekommernisse. Maar U kyk tot diep in die kamers van ons hart. En U sien ook ons hartseer. U sien ook die pyn wat ons as gevolg van soveel ontberings elke dag moet saamleef. En dis daarom, Here, dat ons vandag voor U kom stil word. Ons kom word stil, Here, en ons pleit by U. Raak ons aan deur U Gees. Vertroos ons waar ons hartseer is. Maar bemoedig ons ook, Here, wanneer die lewe met ons gebeur. Wanneer uitdagings vir ons te veel raak. Wanneer krisisse ons tref en ons nie meer sin maak in die lewe nie. Bemoedig ons, Here, met daardie sekerheid. U is die God wat altyd by ons is. Wat altyd naby aan ons is.
die God wat altyd luister. Here, ons kom vandag om na u woord te luister. Ons gebed is, Here, dat u deur die Gees die woord met vandag vir ons sal oopbreek, sodat daardie strome van lewende water wat ons dorstige siel nodig het, gevoed kan word. Ons kom bid, Here, dat u die woord self vir ons sal oopbreek, sodat ons daardie woorde sal hoor wat ons nodig het in 'n wêreld wat baie keer chaoties is, so baie keer hartverskeurend en ongenadig is, 'n wêreld baie keer wreed is. Laat ons tog daardie sagtheid, rustigheid en kalmte alleen net vanuit u woord vind. Ons bid vandag, Here, vir elke lidmaat hier teenwoordig. Ons gebed is, Here, dat u ons elke dag sal versorg. Hierdie wêreld waar dit baie keer vir ons moeilik is. Dat die hand van bewaring elke dag oor ons sal wees, waar ons so dikwels in die gesig van gevaar lewe. Ons gebed is, Here, dat u seën ryklik oor elke lidmaat, maar so ook oor u kerk, die ligdraer van u evangelie woord, sal uitspoel. En dit kan ons alleen kom bid, in naam van Jesus Christus, hy wat ons sonde vergewe, hy wat vir ons die weg na u gebaan het. Amen. Christus in ons, Here Jesus Christus, as daar nou een ding is wat ons almal wat vandag hier is met mekaar deel, en ons deel dit nou van die eerste oomblik af wat ons die lig gesien het toe ons gebore is, tot die laaste oomblik wanneer ons laaste asem uitblaas. Dan is daar die een ding wat ons almal in gemeen het, is die ritme van asem. Ons asem in, ons asem uit. En dan weer in, en dan weer uit, en dan weer in, en dan weer uit. En dit is nie iets waaroor ons werklik hoef te dink om te doen nie. Dis iets wat ons liggame van nature sommer kan doen. En daarom het ons ook besluit om hierdie jaar, ons jaarthema, hierdie lewensgewende ritme te maak. In die eerste kwartaal het ons gekyk na inasem, om asem in te trek in ons longe. Ons het spesifiek gehoor dat dit so noodsaaklik is vir ons elke dag, om ons geestelike longe oop te maak, sodat dit gevul kan word met die suurstofryke lig vir God se teenwoordigheid in ons lewens. Ons het besef, en dit was eintlik deel van ons hele kategese tema ook vir die eerste kwartaal, ons het besef dat God is die skepper God, wat elkeen van ons wat vandag hier is, gemaak het. Maar hy het ook alles rondom ons gemaak. En dit is hierdie selfde skepper God, wat elke dag by ons is. Hy het ons nie gemaak en ons laat staan nie. Daagliks leef hy die lewe saam met ons. Elke dag spoel sy onverdiende genade oor elkeen van ons se lewens. In die eerste kwartaal het ons gehoor dat ons onsself moet volg met hierdie teenwoordigheid van God. Dat ons God se teenwoordigheid in ons lewens moet inasem, sodat ons elke dag kan lewe. Dis die eerste asemteug wat ons elke dag neem. En nou in die tweede kwartaal, en mense kan nie dink die tweede kwartaal is ook alweer halfpad verby. Hier in die tweede kwartaal skuif ons fokus in ons tema 'n bietjie meer na uitasem. Jy kan nie net die hele tyd bly inasem nie. Iewers gaan jy moet uitasem ook, anders gaan jy verstik. En hier in die tweede kwartaal fokus ons op hierdie uitasem en dan besef ons uitasem is daardie oomblik wanneer dit wat jy ingeasem het en waarvan jy vol is en wat binne in jou is, 'n impak begin hê op die wêreld buite. En as ek praat van die wêreld, dan praat ek nie van die planeet nie. Ek praat van jou wêreld. Ek praat van jou lewe, daar waar jy elke dag is. Dit wat binne in jou is, moet instroom. Daar waar jy elke dag in die wêreld lewe. En vandag lees ons uit Romeine 8 vers 31 tot 39. En hierdie spesifieke teksvers wys vir ons hoe lyk hierdie uitasem. Veral in die lig daarvan dat krisisse, storms
en die teenslae van die lewe ons ook maar baie betref. Kom ons lees vandag hierdie gedeelte saam uit Romeine 8 van vers 31 af. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar, swaar? Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal skei van die liefde van God en Christus Jesus, ons Here. Ons lees dit ook so ver, geliefde broers en susters. Here Jesus self sê dat van brood alleen sal 'n mens nie leef nie, maar vir elke uitspraak wat in die mond van God kom. Met 'n reuse retoriese vraag. Hy vra die vraag, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? En al hierdie dinge waarna hy verwys, is al die groot dinge wat God alreeds
in die verlede gedoen het. Ons dink nie spesifiek daarin die skepping nie, maar ons dink spesifiek aan die groot dinge wat God gedoen het deur sy seun Jesus Christus. Hier in vers 32 sê Paulus dat God het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee. Hom ter wille van ons almal oorgegee aan hierdie wêreld. En wanneer Paulus dit sê, dan ekho daar iets van die Ou Testamentiese verhaal van Abraham. Ons het hier in die tweede kwartaal praat ons veral by die katekese ook oor die verbond wat God met ons as mense sluit. En Abraham is natuurlik deel van daardie groot verbond wat God met ons gesluit het. Maar hier spesifiek verwys Paulus dan na Abraham wat sy seun Isak moes gaan offer het vir die Here. En ons onthou daardie verhaal. Die rede vir daardie offer was gewees dat Abraham moet wys dat hy toegewyd is aan God. Met daardie offer moes Abraham wys dat die belangrikste ding vir hom in sy lewe is nie hierdie seun wat hy by ouderdom van 99 jaar eers gekry het nie, maar dat God die belangrikste ding in sy lewe is. Met hierdie offer van sy seun moes Abraham opnuut weer bevestig dat hy alleen op God vertrou en in God glo. En dan ken ons die verhaal. Toe Abraham die mes vat om sy seun te offer, toe gee God 'n plaasvervanger in Isak se plek. 'n Skaapram wat sy horings vassit in 'n doornbos. Maar geliefde broers en susters, Paulus verwys na hierdie verhaal vir 'n spesifieke rede. Want Nuwe Testament kry hierdie verhaal nuwe betekenis. God plaas sy eie seun daardie op verkruising. En vir Jesus is dan met 'n plaasvervanger. Jesus moes sterf. Jesus moes die offer wees. God het die pad wat hy met Abraham begin stap het, en uitgestap deur sy seun Jesus Christus. En van dit is wat Paulus vra, wat kan ons van dit sê? En dan kom hy tot die slotsom hierso, dan sê hy, al wat ons hiervan kan sê, is dat God is vir ons. So wie of wat in hierdie skepping kan tog teen ons wees? Die feit dat God klaar aan ons kant is wat ons inasem elke liewe dag. Ons wat vandag hier is daardie uiters bevoorregte posisie. In ander godsdienste aanbid jy 'n godheid wat die hele tyd kyk wat jy doen om te sien waar maak jy foute en wat doen jy fout sodat jy kan staan. In ander godsdienste moet jy allerhande reëls en regulasies nakom. Moet jy allerhande goed doen sodat jou godheid jou tog maar net nie sal vernietig. Dis wat Paulus sê, ons godsdienst heel anders maak. Ons geloof totaal iets anders maak, want die God wat ons aanbid is reeds in ons kant. Die God wat ons aanbid is vir ons en op geen manier teen ons. En met hierdie wonderlike wete wat ons inasem elke dag, dat hierdie almagtige God is teenwoordig in my lewe, omdat hy vir my is. Dis met hierdie gedagte wat ons vandag dan Romeine 8 lees. En dan kom Paulus en dan sê hy, maar kom ons kom net hier vir 'n oomblik terug na die realiteit van ons lewens van elke dag. Paulus moet ons verstaan, as verkeerd teoloog wat iewers in die Ivoortoring gesit het. Paulus het ook geweet wat dit beteken om sonde te kry. Hy het geweet wat dit beteken om deur die lewe elke dag te gaan, met sy uitdagings, krisisse te beleef. Paulus het geweet wat dit beteken wanneer die lewe jou tref. En Paulus sê dan hierso in vers 35, maak hy eintlik 'n lys van 7 dinge wat die Christene in Rome heel waarskynlik elke dag ervaar. Hy noem hierso verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en swaar. En dit was die lewensrealiteit van die gelowiges in Rome. Maar dit wat Paulus hier noem, verwys eintlik na die dinge wat met ons in ons lewens ook maar gebeur. Ons beleef of ervaar dalk nie hierdie dinge wat die gelowiges in Rome ervaar nie. Maar ons het ook maar ons eie uitdagings wat ons in die gesig staan. Dit verwys, hierdie 7 dinge verwys na daardie oomblik
wanneer die lewe jou tref. Daardie oomblikke wanneer die lewe met jou gebeur. Dis die slegte nuus wat jy ontvang. Jy vir jou geliefdes nie daar is nie. Dis die slegte nuus wat jy ontvang oor jou gesondheid. Dis die ekonomiese druk wat ons almal op hierdie stadium beleef en die benoudheid wat daarmee saamgaan. Dis daardie huwelik wat op die rotse is. Daardie verhouding met 'n kind, met 'n familielid, met 'n vriend of 'n vriendin besig is om te breek. Dis die bekommernisse wat ons elke dag in ons lewens saam met ons dra oor hoe gaan ons oorleef. Dis die vrees en die spanning wat in ons is oor ons kinders se toekoms. Dis die krisisse en uitdagings wat ons elke dag in die gesig staar wat Paulus hier noem. Dis daardie geleenthede wanneer die lewe met ons gebeur en wanneer dit vir ons voel dat die wêreld besig is om ons te versmee. Geliefde broers en susters, hoor mooi, ek wil enige onduidelikheid in die weg uitruim, sommer dadelik rondom dit. Wanneer ons God se teenwoordigheid in ons lewens inasem, beteken dit nie dat wanneer die lewe met my gebeur, dit wat sleg is sommer net sal verdwyn. Die lewe gebeur met ons almal. En die storms van die lewe tref almal van ons. En Paulus sê dit dan ook hierso in vers 26 of in 36, wanneer hy dan uit Psalm 44 uit aanhaal, dan sê hy hierso: terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer. Terwille van u word ons as slagskape beskou. Lyding, swaar kry, krisisse, uitdagings is op geen manier 'n teken dat God vir ons vergeet het. Dis maar deel van die gebroke wêreld waarin u en ek elke dag leef. Maar hierdie teksgedeelte bring ons vandag by 'n totaal vraag. Wat kom uit my uit wanneer die lewe met my gebeur? Wat asem ek uit wanneer die lewe my tref? Geliefde broers en susters, wanneer ons longe gevul is met die teenwoordigheid van God, wanneer ons elke dag met daardie wete leef dat God vir ons is, dat God reeds aan ons kant is, dan verander dit wat ons uitasem in ons lewens. Dan verander dit die manier hoe ons kyk na krisisse, ontberings, hartseer en verliese wat ons ly in die lewe. Wanneer ons God se sekerheid inasem in ons lewens in, dan hou ons nie op om asem te haal wanneer krisisse en teëspoed op ons pad kom. Inteendeel, Paulus sê hier, dan blaas jy God se lig terug in die gesig van die wêreld wat met jou gebeur, van die lewe wat met jou gebeur, en die krisisse en die uitdagings wat op jou pad kom. En Paulus sê vir ons hier op 3 verskillende maniere hoe so uitasem lyk. Hy sê in vers 33 en 34 dat ons asem vryspraak uit. In vers 37 sê hy ons asem uit dat ons super oorwinnaars is. Ek sal nou so 'n bietjie meer sê oor dit. Hy sê ons asem uit dat ons 'n ewige sekuriteit by God het. Vers 38 en 39. Hoe asem ons vryspraak uit? Lieve broers en susters, opperdaagliks kla die wêreld u en my aan. En dan kla hy jou aan met daardie aanklag: jy is nie goed genoeg. Jou geloof in God is nie goed genoeg. En daarom luister God nie na jou gebede nie. Daarom red God jou nie. Daarom wil God nie naby aan jou wees nie. En gevolglik is jy ook nie goed genoeg vir die lewe. Jou eie omstandighede kla jou elke dag aan. Jy's 'n mislukking man. Jy's 'n mislukking in jou geloof en in jou godsdienst en in die uitleef van jou geloof in God. En gevolglik is jy ook sommer 'n mislukking lewe. Baie keer is dit ons eie skuldgevoelens wat ons aankla. Daardie stem wat vir jou sê, jy wat jy in die verlede gedoen het. Jy al die verkeerde goed waarmee jy besig was in die verlede. God sê tog nooit daarvoor vergewe. God sal jou nooit van dit kwytskel nie. En daarom
gaan hy nie by jou wees nie. Daarom stap jy alleen deur hierdie brede wêreld. En baie keer dan glo ons dit wat die wêreld en ons omstandighede en ons skuldgevoelens vir ons sê. Maar luister dan, wat sê Paulus? Hoe asem ons uit wanneer dit met ons gebeur? Vers 33 sê hy, dit is God wat ons vryspreek. En dan voeg hy daarby, Christus sit aan die regterhand van God en hy tree vir ons in. God is reeds aan jou kant. En Jesus Christus staan langs hom en hy is vir jou. So daarom kan ons met vryheid uitasem en met 'n belydenis van vryheid uitasem dat ek is goed genoeg. Ek kan uitasem dat God het my vrygespreek. Ek kan uitasem dat ek nie 'n mislukking is nie. Want God is by my. God het my vrygespreek en die saak is afgehandel. Hoe asem ek uit dat ek 'n super oorwinnaar is? Vers 37 sê Paulus, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En die Griekse woord wat hy hier gebruik is hyperikomen. Ons kan dit letterlik vertaal eintlik met daai woordjie hyper, dat jy is super oorwinnaar. Jy is groter as 'n oorwinnaar. Jy is in die oortreffende trap en oordryvend 'n oorwinnaar. Geliefde broers en susters, hoe is 'n mens 'n super oorwinnaar? In die te midde van honger, swaar of gevaar. Dit wat Paulus sê. Hoe is jy 'n super oorwinnaar wanneer die druk van die lewe op jou is? Wanneer hartseer jou oorval? Wanneer alles net vir jou te veel raak en storms van die lewe jou tref? Dis nie omdat enige van die dinge wat die lewe oor ons bring toweragtig verdwyn in ons lewens uit. Maar ons raak super oorwinnaars omdat ons weet dat alles wat die lewe begin oor ons pad bring, nie meer die mag het om ons te vernietig. En daarom asem ons uit in die gesig van uitdagings en probleme en hartseer en tekortkominge, dat ons is oorwinnaars. Hierdie pyn, hierdie probleme, hierdie storms, kan dalk my liggaam tref, dit kan dalk my finansies tref, maar dit kan nie my identiteit in God tref nie. Dit kan nie raak aan wie ek is in God nie. Geliefde broers en susters, hoe asem ons 'n ewige sekuriteit uit? Soos Paulus van praat hier in vers 38 en 39. Paulus sê hierso, en hy kyk eintlik na die hele skepping. Hy kyk na alles wat in die skepping is. Hy kyk hier na dood en lewe. Hy kyk hier na engele en bose magte. Hy kyk onder andere hierso na die vrese van môre en die uitdagings van vandag. Hy kyk na hoogte, hy kyk na diepte en dan sê hy een ding oor dit. Niks in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Ons as gelowiges asem uit met ons absolute sekuriteit by God. Jy blaas die angs vir die toekoms uit. Jy maak jou los van die krampagtige pogings wat ons baie keer maar self aanrig in ons uitdagings en om beheer te hê. Ons val terug op dit wat ons weet van God. God is aan my kant. God is vir my. Ons val terug daarop dat God se greep op my baie sterker as wat my greep op hom is. Geliefde gemeente, die wêreld daar buite voel vandag baie angstig en leef vandag baie angstig. Mense daar buite asem die gif, negativiteit en vrees en al wat hulle kan uitasem is dieselfde negativiteit en dieselfde vrees. Maar ons is anders. Ons leef anders. Ons asem God se gees. Jy het sy vryspraak. Jy het sy genade. Jy het sy teenwoordigheid in jou lewe elke dag.
So wanneer ons vandag hier uitstap, kan jy terugstap in jou eie lewe. Stap jy terug in jou eie wêreld in. Dalk in jou eie huis. Jy stap tot môre by die werk. En wanneer jy die druk begin voel van die samelewing, van omstandighede, asem dan net uit. Wat God bespreek het. Wanneer jy die dokter se verslag sien en dit lyk nie goed nie, asem uit. Want selfs die dood kan jy nie vir God se liefde skei nie. Wanneer jy die skuldgevoelens opnuut weer beleef, dinge wat in die verlede gebeur het. En wanneer ek voel asof hierdie skuldgevoelens besig is om jou te versmoor, asem uit. Want die grootste en magtigste regter in die ganse skepping het jou reeds vrygespreek. Geliefde broers en susters, ons asem elke dag hierdie wonderlike God se genade in ons lewens in. Ons asem sy teenwoordigheid in sodat ons kan lewe naby aan. En daarom het ons nie nodig om met vrees deur die lewe te gaan. Maar ons word ook opgeroep. Gaan terug, gaan in die wêreld daar buite. Ek bedoel in die planeet nie. Ek bedoel jou wêreld, jou lewe. Daar waar jy elke dag is. En daar waar jy elke dag is. Asem sy genade in. Maar asem dit ook weer uit in jou wêreld. God roep ons. Gaan bring die suurstof van hoop, van geloof en van absolute sekerheid in jou wêreld elke dag. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons staan en bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen.
seën van die Here en gaan in sy vrede. En die vrede van God, wat alle begrip te bowe gaan, sal in Christus Jesus die wag hou oor u lewe. Amen.